wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 121 vers 1 tot 4. Ek hef my oë bergwaarts heen, en staar die Here, om tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoon. Is hy van die geloofsbelijdenis wat by Nicea opgestel is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Gaan ons saam sing Psalm 1 vers 3 en vers 4. Ons luister na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Soos die sonder nie sy hart se Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe met 'n diep verlange om U stem te hoor. Dankie vir die kosbare gawe van U woord
'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Ons bid vanoggend in die besonder dan nou vir die bediening van die woord. Wees hierdie dienaar van u genadig wat u geroep het om u boodskap te verkondig. Vul hierdie dienaar met die Heilige Gees, gee hom die regte woorde, insig en vrymoedigheid, sodat hy u waarheid suiwer en helder kan oordra na u gemeente toe. Gee dat u kinders bemoedig en versterk sal word en hulle sekerheid ook dat hulle aan u behoort en dat u vir hulle 'n getroue en 'n goeie Vader is. Here, ons bid vir ons harte, maak ons oë en ons ore oop, sodat die saad van die woord op goeie grond sal val. Verwyder enige afleiding of twyfel of hardheid uit ons gedagtes. As daar 'n harde sondaar kors om ons lewens gevorm het, breek dit oop, sodat die saad van u woord diep in ons harte kan insink. Laat die woord ons nie net vertroos en opbou nie, maar ons ook dring tot bekering waar ons afgedwaal het. Ons bid vir die kerk wêreldwyd dat die woord kragtig sal weer klink in die stede en dorpe van Suid-Afrika, maar ook op ander plekke in die wêreld, sodat mense wat in die duisternis wandel, die lig van ons Here Jesus Christus mag sien. Ons bid vir die sendingwerk in Piritona en vir ons sendeling, vir die kerkraad daar. Ja Here, die donker is as dit ware hier in ons eie dorp en dit omring ons. En ons besef dat ons as gelowiges het 'n groot verantwoordelikheid, want die Seun het vir ons gesê dat ons moet toesien dat die evangelie verkondig word aan mense van alle volke, tale en nasies. Waar gelowiges vervolg word terwille van die evangelie, bid ons dat u hulle sal beskerm en sal krag gee. Seën nou hierdie oomblik waar ons die woord oopmaak, spreek Here, want u diensknegte luister. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, bid ons gebed. Amen. Liefde broer en suster, ons lees saam uit Psalm 103 vers 1 tot vers 14. Dis 'n psalm wat iets sê van ons sonde en ons sondaar wees. Let op die tweede laaste vers wat ons saam lees. Ek gebruik in al die preke vanoggend die 53 Afrikaanse vertaling. Psalm van Dawid. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Dan die baie bekende gedeelte van die bergrede, Matteus hoofstuk 6, vers 25, waar die Here Jesus aan die woord is, en daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel,
Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel, een el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dan die baie bekende Sondag 9, vraag en antwoord 26 as ons teks. Onthou, leerprediking se teks is altyd die deel van die belydenis. Wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? Dis natuurlik die apostoliese geloofsbelydenis se eerste woorde. Die verklaring in die Heidelbergse Katekismus is: ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer ter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan en ook as 'n getroue Vader wil doen. Ek ry hierdie week, broer en suster, op huisbesoek in 'n gedeelte van ons land, by van ons lidmate, en ek kyk op, toe ek die aand terugry, omtrent so 40 km na waar ek oorgebly het, en dit tref my die sterre, hoe oop en helder die sterre daar is. En ek onmiddellik dink aan ons Skepper Vader en hoe dat hy hierdie wonderlike hoeveelheid galaksies geskep het. 'n galaksie is 'n klomp planete en sonne en alles wat daarmee saamgaan. Partykeer is dit net 'n liggetjie wat ons sien. En ek dink, hoe moet dit wees vir mense as hulle worstel met dinge wat in hulle lewe gebeur? Ek het nou net 'n huisbesoek gedoen by mense wat ook maar die lewe ken en wat beleef dat die lewe is nie baie eenvoudig nie. Nie altyd 'n antwoord op alles nie, en dan sien jy hier die ontsaglike skepping van God. Jy vra jouself af, beleef mense nie baie keer, as hulle dit alles sien, dat hulle vir hulle self sê, God is die skepper en hy's so almagtig, maar partykeer voel hy vir my so ver. Partykeer voel dit vir my asof hy net nie nou hier in my lewe is nie. Ek kan opkyk, ek kan dit sien, ek kan dit alles weet, ek kan dit verstaan, maar is God nie soms ook ver van ons af nie? Is hy nie net te groot nie, die bouer van hierdie ganse heelal? En dan kom antwoord 26, wat die verklaring is van die apostoliese geloofsbelydenis. Daardie deel waar ek sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En wat ons belydenis dan uiteindelik vir ons sê is, maar hy is nie ver nie. Hy is immers jou en my Vader. En wat ons belydenis, en dit is vir my opvallend, ek het 'n rukkie al in die preke geskryf en toe sien ek dit eers. Wat ons belydenis ook van ons vra is 'n gelowige reaksie. As ek my Bybel lees en ek lees van God as my Skepper Vader, moet ek by 'n punt kom dat ek die kennis wat ek het van hom ook in vertroue om aangryp as my, nie net as my Skepper nie, maar as my Vader.
So hierdie gedeelte van ons belydenis vra 'n baie definitiewe gelowige reaksie. En wat jy vanoggend kan doen, al het jy baie keer preek al gehoor oor hierdie deel van die belydenis, wil ek vir jou vra, is jy nog daar? Dat jy werklik kan sê, ja, ek weet dat God is die Vader, maar hy is beslis ook vir my Vader. God is nie soos die kaptein van 'n skip nie. Jy weet, 'n slegte kaptein van 'n skip los die bemanning en los die passasiers as iets verkeerd gegaan het. Hy laai hulle in die bootjies en dan laat hy hulle maar begaan op die see. Hulle is aan hulle eie lot oorgelaat. 'n Goeie kaptein bly daar die kaptein, selfs al het daar die een groot skip 'n klomp klein bootjies geword, hy bly in beheer. Hy reël die sake so goed as wat hy kan. En met God is dit nie anders nie. Ons hemelse Vader het nie net geskep en toe stap hy van die skepping af weg en nou los hy dit maar dat dit moet afloop soos 'n ou tydse horlosie met radwerk nie. Nee, hy is aktief betrokke in ons daaglikse lewe. En hoe dit werk is wanneer ek en jy bang en bewend op hierdie aarde is. En as jy 'n huisbesoek doen, broer en suster, dan kom jy by mense in hulle huise en dan sien jy dat hulle is bang en bewend. Hulle huil, hulle hande ruk, hulle is ontsteld. En dan kom jy met die woord van die Here en daar kom vrede en rustigheid by mense. Die almagtige Skepper is jou getroue Vader. Rus in die liefdevolle omgee van sy vaderhart en reageer met geloof. Wat is hierdie ontferming van ons Vader se hart? Jy weet, Psalm 103 is 'n geweldige psalm. Dis 'n psalm wat eerlik is oor wie ek as 'n mens is, dat ek 'n sondaar is, dat ek die allerverskriklikste dinge baie keer in my lewe kan aanvang. En dan kom die psalm, dis Dawid is die digter, en hy kom by 'n punt dat hy sê, ja, daar is hierdie almagtige God vir wie ek respek het, en ingevleg in alles in my lewe, kan ek ook sê, maar hierdie Vader is nie net almagtig en groot vir wie ek respek moet hê nie, maar hy is beslis en baie beslis ook, soos 'n liefdevolle Vader. Hy kan hom ontferm oor my, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Daai woord ontferm, racham in die Hebreëus, is die woord wat iets uitdruk van 'n baie sterk emosie van omgee en teerheid. En daai woord hou verband met die woord vir moeder skoot, vir 'n vrou se skoot. Wat gebeur in 'n vrou se skoot? Daar is 'n babietjie in haar skoot en daardie babietjie groei in veiligheid in haar skoot en word daar gevoed. Dit is absoluut die wonderlikste en die beste plek vir daardie ou babietjie om in te groei. En as daardie babietjie gebore is, dan vat die ma van daardie kindjie dit dood eenvoudig buite haar moederskoot verder. Maar die moederskoot is eintlik 'n wonderlike plek. En daai woord hou verband met die woord vir moederskoot. Dit, broer en suster, is wie God ons hemelse Vader is. Ek gebruik juist daai beeld. Omdat baie keer sê mense, maar wat van moeder? Gaan dit nie ons ook help om God se vaderlike ontferming en goedheid, iets daarvan beter te verstaan nie? God weet dat ons brose mense is. Dis opvallend, 'n ou babietjie, 'n pap babietjie, broer en suster, is baie broos. Jy moet hom versorg, of jy moet haar versorg, jy moet na hulle kyk. Nou kom die Here Jesus juis en hy sê vir ons, dat dit is presies wat ons hemelse Vader doen. Hy weet wie ons is. Hy weet ons is stof. Net soos wat 'n mamma weet, haar kindjie het versorging nodig, het melk nodig, het omgee nodig, het skoonmaak nodig, het kyk nodig, dat sy tot so 'n mate daai kindjie nooit alleen laat nie. Maar die hele tyd daai kindjie dophou en kom luister by sy ou wiegie, of by haar wiegie, haal daardie kindjie nog asem. Dan kom ons kan in 'n oomblik vergaan,
Ons hemelse Vader se ewige en onwankelbare goedheid bly vir ons bestaan. Hy is beter as daardie ma. Hoe weet ek dit? Die Bybel verkondig dit aan my baie duidelik. Daar is 600.000 mense, ongeveer, waarskynlik was dit die getal van die groot mense, op pad deur 'n klipwoestyn na die beloofde land toe, en elke dag het hulle geëet, en elke dag het hulle gedrink, en elke dag was hulle versorg. Elke dag was hulle veilig. Deur 'n klipwoestyn, hierdie mense het nie geploeg nie, hierdie mense het nie geplant nie, hierdie mense het nie voldoende voorsiening gemaak vir so 'n lang reis, wat oor meer as 40 jaar sou strek nie. Waar het die brood vandaan gekom? Waar het die vleis vandaan gekom? Waar het die water vandaan gekom? Nou broer en suster, soms het dit letterlik uit die hemel gekom. Ons hemelse Vader het vir sy volk gesorg. Die Ou Testament verkondig dit aan ons. 'n uitgeputte, moe, platgeslaane, gebroke profeet van die Here, Elia, kan nie meer een tree vorentoe gaan nie. Hy kom na die Here toe, hy's baie moedeloos in 1 Konings hoofstuk 19. Die Here begin nie deur om dadelik te onderrig en vir hom te sê, hoor Elia, jy moenie so maak nie, wat is fout met jou Elia? Jy weet mos hoe sterk jy moet wees, jy weet mos ek is hier. Die Here stuur 'n engel en hy gee vir hom brood, hy gee vir hom water, hy laat hom slaap, hy verkoop hom, hy herstel hom, en dan begin hy met Elia te werk. Dink aan daardie gelykenis wat die Here Jesus vertel het in Lukas 15. Die pa in daai gelykenis vertel ons eintlik iets van God, ons hemelse Vader. Kyk, daardie man het daarom nie goeie kinders gehad nie. Dis eintlik nie die gelykenis van die verlore seun nie, maar die gelykenis van die verlore seuns. Albei is verlore, die jongste en die oudste. Jy besef dit aan die einde van die gelykenis, hierdie pa het so hard probeer sy lewe lank. Maar die punt wat ek wil maak, is daardie jong seun as hy terugkom en die pa sit as dit ware op die stoep en hy kyk so uit en hy sien daar kom hy aan en hy ken sy manier van loop, want kyk, 'n ouer ken sy kind se manier van loop. Al vang jy hulle net so in die hoek van jou oog, gaan weet jy wat die een is wat daar loop. Hulle het elkeen 'n ander manier van loop. Jy ken jou kinders. En hy kyk so en hy sien maar, dis my jongste seun wat daar aankom. Weet jy broer en suster, hy gaan nie en hy sê, maar ek het 'n lang lysie hier opgestel van al die dinge waaroor ek met hom moet praat nie. Oor al die verkeerd wat hy aan my gedoen het nie. Hierdie vader, hoor ons sê die Here Jesus, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry. Hy het uitgehardloop, hom omhels en hom gesoen. Dis wie ons Vader is, broer en suster. Hy's 'n goeie Vader. Hy's nie net die skepper van die heelal nie, hy is uiteindelik ook die een wat vir ons voorsiening maak sodat ons, wat dit nie verdien nie, weer sy kinders kan wees, deurdat hy sy eie seun opoffer ter wille van ons. En dit is groot. En hy gee vir ons hierdie waarheid in ons harte deur die werking van sy Heilige Gees. En wanneer ek en jy platgeslaan is soos Elia, moedeloos voel soos Elia, wanneer ek en jy nie weet watter kant toe nie eers weet wat om te bid nie, dan laat die Heilige Gees ons uitroep, Abba Vader. Romeine 8 vers 15. Die Here Jesus gaan en hy vat dit net verder en hy verduidelik dit vir ons baie mooi in eenvoudige taal met beelde in die bergrede en hy sê, julle kom in die veld, julle lewe op die platteland, julle weet van die voeltjies, die meeste van ons het voeltjies in ons tuine, ek weet selfs daar in Johannesburg, het ons 'n paar voeltjies in die tuin, en elke keer, veral as ek 'n mossie sien, dan dink ek daaraan, maar die Vader sorg vir hierdie mossie, daai mossie weeg 'n paar gram, maar hy het gesorg dat daai mossie wakker word, hy het gesorg dat daai mossie iets het om te eet. Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 26. Dieselfde met, as ons so in die veld stap en ons sien die veldblomme. Hoe kan hulle blom? Wonder 'n mens baie keer. Dis ons hemelse Vader wat vir alles in sy ganse skepping sorg. As ek en jy die hele tyd bekommerd is, kyk nou gaan slaap jy vanaand. Die eerste ding wat, dit begin mos soos een draadjie hier in jou kop. Die eerste stukkie van 'n bekommernis. En naderhand, dan sit jy met 'n bol wol, wat jy bymekaar gemaak het in jou gedagtes.
jy wat lê daar agter? Wat is die kernprobleem? Die kernprobleem is, ek dink ek is 'n weeskind. Ek vergeet, ek het 'n Vader in die hemel. Ek is nie 'n weeskind nie. Ek kon daai eerste draadjie maar gelos het. En ek kon net vir myself gesê het, jy's nie 'n weeskind nie, jy het 'n Vader, los daai draadjie. Die Bybel jokkie vir ons nie. Ons belydenis ook nie, want dis die samevatting van die Bybel. Hierdie wêreld, die lewe hier, word beskryf as 'n tranedal. 'n Tranedal is 'n vallei vol trane. Met ander woorde, dis soos 'n stroom van water wat in 'n vallei afkom. Daar's baie trane al gehuil in hierdie wêreld. Oorlog, dood, babatjies wat te sterwe gekom het, kinders wat iets oorgekom het. Ek kan baie goed opnoem, broer en suster. Daar's baie trane al gehuil. Die wêreld is 'n tranedal. Daar's baie trane al deur ons gehuil, deur lidmate van die gemeente gehuil. Maar weet jy, broer en suster, daarvan kan die meeste van ons wat ouer is, getuig. Ons Vader is soos 'n goudsmid. Weet jy, as jy die erts het, dan moet jy daardie onsuiverhede wegkry. Dit wat jy nie wil hê nie, om by die goud uit te kom. En die belangrikste ding wat iemand wat met erts werk moet doen die hele tyd, is jy met die temperatuur dophou. Want verskillende metale smelt by verskillende temperature. En as jy dit verkeerd gaan doen, dan gaan jy nie suiwer goud kry nie. En ons hemelse Vader is betrokke. Hy hou presies die temperatuur van ons lewe dop. Hy weet wat kan ek en wat kan ek nie. Want hy's besig om my en jou te vorm soos wat hy wil. Kom ek raak nog 'n bietjie meer prakties hier aan die einde van hierdie preek. Die paniek en die bekommernisse gaan nie verdwyn nie. Dit sal aanhou. Dit sal altyd daar wees. Dis deel van hierdie tranedal. Maar die Vader sê vir ons vanoggend, ek weet wat jy nodig het. Ek weet wat werklik in jou lewe aan die gang is. Hoe jy dit moet hanteer, as daar die eerste bekommernis by jou begin, daar die eerste draadjie waarvan ek gepraat het, is die ding wat jy moet doen, dis vir jou 'n teken van wat? 'n Teken van bekommernis en paniek. Nee, dis 'n teken jy moet gaan bid. So as daai eerste bekommernis begin, maak nie saak hoe klein hy is nie, dan moet jy vir jouself sê, dit beteken, ek moet gaan bid. Ek moet met my Vader gaan praat, en ek moet vir hom sê, Vader, ek is nie 'n weeskind nie. Ek weet dit. Ek vertrou U steeds. My lewe is in U hande. Die volgende ding wat 'n mens prakties moet doen, broer en suster, is begin dankbaar wees. Begin dankbaar wees dat jy kan asemhaal. Wees dankbaar vir die mate van gesondheid wat jy het. Jy betaal nie vir die lug wat jy inasem nie. Die gesondheid wat jy het, die liggaam wat jy het, die mense wat jy om jou het. Dus daar's soveel dinge om voor dankbaar te wees. En ons dink ons kan nie dankbaar wees nie, want ek het nie sakke vol geld nie. Ek het nie al die geleerdheid nie. Ek het nie die bevordering gekry nie. Ek het nie dit nie en ek het nie dat nie. Daar was onlangs spreuke daaroor. En dan in die laaste plek, begin om prakties die omgee van die Vader uit te leef. Begin vir ander mense omgee. As jy in jou motor klim, jy nou gedink as jy so skree, jy swaai jou hande en jy gaan te kere in die motor. Wie hoor dit? Hoor daai mense daar aan die kant jou? Daai mense wat verby jou gery het. Nee, die mense saam met jou in die kar hoor dit. Net jy hoor dit. Jy's besig om jou eie lewe te vergiftig. En as jy 'n kans kry om in ander mense se lewe goed te doen, doen dit. As jy 'n kans kry om iemand te seën daardie persoon. As jy 'n kans kry om iemand anders se lewe met 'n stukkie goedheid aan te raak, dan doen jy dit. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Dit is nie onbelangrik nie, is baie belangrik. Môreoggend trek jy die gordyne van jou kamervenster voor jou kamervenster oop en dis maandagoggend. Hoe begin jou week? Broer en suster, jy kan weet dat jou Vader se hande is op die stuurwiel van jou lewe. Dis hoe jy die week begin. Jy kan weet dat hy wat die sterre op hulle naam geroep het, die voëls van die hemel daardie oggend kos gegee het, die blomme van die veld laat opkom en laat bloei, dat hy het sy eie
graveer. Dit is Jesaja 49 vers 16. Dit kan nie wees dat hy van ons vergeet het nie. Ek en jy is sy kinders, sy aangenome kinders tot in ewigheid. Is dit nie wonderlik nie? Ek dink dit is absoluut wonderlik. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 46 vers 4 en vers 6. Enkele gedeeltes uit Genesis. Genesis 45 vers 1 tot 8, ons fokus op die lewe van Josef. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my af weggaan, en daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom tog nader na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egipte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblysel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak, en 'n gebieder oor sy hele huis, en 'n regeerder in die hele Egipte land. En dan ook Genesis 50, vers 15 tot 21.
toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het. En daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Die vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ag vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding wat God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou, en so het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Ons lees ook saam Romeine 8 vers 28 tot 39. Paulus skryf en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is. Om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het, want ek is versekerd dat geen dood of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. Nou geliefde broer en suster, ons gaan nou stilstaan ook by Sondag 10, en jy sal dadelik sien, daar is 'n verband tussen Sondag 9 en Sondag 10. Dit gaan nog steeds oor, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? So Sondag 10 gaan eintlik 'n bietjie in op dit wat in Sondag 9 lê, oor die gedagte van die raad en die voorsienigheid van God. Die Almagtige en die oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Wat baat dit ons, dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees, verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel,
dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Met ander woorde, die laaste vraag en antwoord gaan oor geloof en ons reaksie op dit wat ons weet van ons Vader en sy voorsienigheid. Nou, ek herhaal nie weer die fokusversie nie, broer en suster, u het dit daar. U verstaan ook tot 'n groot mate die verband tussen hierdie twee sondae, ek het dit nou aan u verduidelik. Die probleem eintlik in gewone taal gesê, ek weet nie of u dit al gesien het nie. Jy weet, jare gelede het die meeste tannies het geweef, of u weefwerk al gesien het nie. Wys 'n bietjie vir u kinders weefwerk. Maar draai die weefwerk om, ek praat nie van die mooi kant nie, ek praat van die agterkant. As jy na die agterkant kyk, aan die voorkant kinders van weefwerk, aan die voorkant is dit 'n pragtige prentjie, wat die tannie nou uitgewerk het met garing, nê. Maar as jy daai ding omdraai, dis 'n deurmekaarspul van 'n ander aard. Kyk, dis net knope en losdrade, verskillende kleure, jy kan nie sin maak van wat daaraan gaan nie. Dit is absoluut 100% totaal deurmekaar. En as jy weer omdraai, as jy weer terug, gaan jy weer die pragtige prentjie wat uitgewerk is. En daai knope en draadjies se onderkant maak eintlik nie saak as jy die voorkant sien, jy sien dis jou lewe. En die groot moeilikheid wat ons het, is ons het dikwels die verkeerde kant van hom. En ons sien net die knope en die losdrade en ons gryp net ons koppe vas en ons sê ek verstaan glad nie waarom hierdie dinge in my lewe so moet wees nie. Ek verstaan glad nie waarom my lewenspad so moes geloop het nie. En dit sal daarom baie gaaf wees as ek nou kan verstaan hoekom moet hierdie dinge met my gebeur. En dan wag jy 30 jaar, of jy wag 40 jaar, of jy wag 70 jaar. En as jy terugkyk, dan sê jy soos wat ek al dikwels gesê het, daardie slegste ding wat in my lewe gebeur het, werklik ek moet erken, dit was die nodigste ding wat daar in my lewe moes gebeur het, want ek sou 'n hopelose predikant gewees het as dit nie gebeur het nie. Ek sou geen empatie met mense kon gehad het nie. Ek sou niks kon verstaan het nie. En uiteindelik, broer en suster, is dit maar met ons almal die geval. En ek is nou weer terug by daardie deurmekaarspul van daardie weefwerk. Jy weet, as jy so daarna kyk, dan baie keer, kyk ander mense mos nou saam met jou na die dinge wat in jou lewe gebeur. En baie van die mense wat saam met jou kyk na jou lewe, is nie noodwendig almal gelowiges nie. So die ongelowiges se reaksie is heeltemal anderste. Hulle sal by jou kom as iets verskriklik met jou gebeur het soos dood, dan sal hulle sê, o, dit was nou ongelukkig. Dit was nou ongelukkig. Dit was toevallig. Baie keer sê hulle, dit was nou karma gewees vir jou. Dit is maar hoe dit gebeur het. En dit is totaal onwaar. Dit is glad nie die waarheid nie. Om die waarheid te sê, ek het al baie vir u gesê, die woord toeval moet uit ons woordeskat uit verdwyn. Ek hou glad nie van die woord nie. Want dit sê, ek is 'n weeskind. Dit sê, daar is nie 'n vader met sy hand op die stuurwiel van my lewe nie. Daar is nie 'n kunstige weewenaar nie, wat besig is om te weef nie. Wat besig is om elke garingkie sorgvuldig in my lewe in te borduur nie, sodat my lewe uiteindelik gaan sin maak nie. En daarom hou ek nie van daardie woorde nie. U sien, God se almagtige hand stuur alle dinge, en daarom lewe ons op 'n sekere manier, met geduld en met dankbaarheid en met vertroue. As jy na die Bybel gaan kyk, broer en suster, na die Ou Testament, na Genesis, en jy vat nou Josef se lewe, en vergeet nou van die mooi Josef beeld. Vergeet van die onderkoning van Egipte, vergeet van die wysheid, vergeet van die indrukwekkende bestuurder en regeerder.
Maar begin by daardie jong seun wat in 'n put gegooi word deur sy broers, wat onder in die donker put vir homself sê, Here, hoe maak ek sin van hierdie ding? Van daardie selfde jong Josef, wat uiteindelik gelukkig is in Potifar se huis en sy werk doen, en uiteindelik moeilikheid kry met Potifar se vrou, en dan eindig hy op in die tronk, en hy sit daar met die bakker en die skinker oorkant hom, en hy sê weer vir homself, Here, hoe maak ek sin van hierdie dinge in my lewe? Ek het 'n pa wat vir my lief is. Hoe verstaan ek hierdie dinge? Jy sien, broer en suster, die Bybel wys vir ons die ander kant van die prentjie. Hoe ons lewe uiteindelik baie keer vir ons nie sin maak nie. Terwyl ons weet, as ons die hele lewensgeskiedenis van Josef lees, dan sê ons, maar dis inspirerend. Dis wonderlik. Luister net wat sê Josef vir sy broers. Hy sê vir hulle, kyk, julle wil my kwaad aandoen, maar julle moet weet, God het hierdeur goed gedoen. God het dinge geweet wat ons nie geweet het nie. Hy het 'n plan gehad. Hy het geweet, nie net ons nie net die nageslag van Jakob nie, maar daar is miljoene mense wat gered moet word van 'n hongersnood. Hy sê dit vir hulle. Jy sien, broer en suster, as ek en jy net dit kan onthou. In Romeine 8 is dit weer eens Paulus wat vir ons dieselfde sê. En ek onthou, ek het nie baie jare gelede nie, 'n baie goeie vriend van my begrawe met hierdie teks, wat gesterf het in 'n tragiese motorfietsongeluk. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie uitwerk. God laat die dinge ten goeie uitwerk. Ek kan hom vertrou. Hoe kan ek dit verduidelik? Het jy geweet, jy het regtig 'n apteker nodig? 'n Apteker. Eintlik al wat 'n apteker doen is hy meng verskillende stowwe, sodat dit medisyne word. Maar jy geweet van daai goed wat die apteker meng, is dodelik. Absoluut dodelik. As hy vir jou die verkeerde dosis gee, of hy meng die verkeerde goed saam, is jy dood. Dis hoekom jy nie net sommer jou voorskrif, maar my opinie, net by die dokter moet kry nie, maar waarom jy na die spesialist toe moet gaan, wat weet hoe jy hierdie goed moet meng. Wat kan jy saam gebruik en wat kan jy nie saam gebruik nie. Byvoorbeeld warfarin. Warfarin is regtig rottegif, ek het dit nagegaan. Dis 'n dodelike rottegif. Vandag word dit in die regte dosis, word dit 'n bloedverdunner sodat mense nie bloedklonte kry en beroerte kry nie. Kodeïne in hoesstroop is ook eintlik vir jou nie noodwendig vir jou goed nie. Dit is baie bitter, maar die apteker meng dit met 'n soet stroopie, sê nou maar 'n arbeidstroopie, en dan vang daardie bitterheid jou nie. Maar kodeïne op sy eie onderdruk asemhaling, jou doodmaak. Morfine, julle ken almal morfine. Morfine op sy eie kom van 'n plant wat eintlik dodelik is. Hulle noem dit die nagskadieplant. So morfine is eintlik iets wat verskriklik gevaarlik is, maar die meeste van ons weet dit, maar dit kan in die regte dosis as 'n pynstiller gebruik word. Die middels vir chemoterapie maak eintlik selle dood. En as jy daardie middels vir chemoterapie vir gesonde mense gee, gaan jy hulle doodmaak. Maar as jy nierfunksie bepaal het en jy gee dit in die regte hoeveelhede, dan uiteindelik kan jy kanker daarmee beveg. Daar is hierdie Latynse spreekwoord wat sê, en ek gaan nou nie die Latyn aanhaal nie, dit sê maar net, slegs die dosis maak dat dit 'n gif is. Dit is eintlik 'n baie ou spreekwoord. Slegs die dosis maak dat dit 'n gif is. God weet wat is die regte dosis van al die dinge wat in jou lewe gebeur. Ook die trane wat in jou lewe is. God weet wat moet daar in jou lewe wees en wat moet nie daar in jou lewe wees nie. Dit is wat hy as 'n aptekervader vir ons doen. Hy het immers die dood van sy eie seun gebruik as betaling vir ons sonde, sodat ons sy kinders kan wees. Hy gee sy eie gees in ons, wat ons daarvan oortuig, dat wanneer hy vir ons sê, neem dit wat ek vir jou gee, en aanvaar dit, dat ek dit kan doen.
My eie sal ek dit nie kan doen nie. Maar as my Vader se Gees in my werk, dan aanvaar ek dit as deel van die pad wat vir my goed is, sodat my lewe uiteindelik ten goeie kan uitwerk. En ek moet op een van 3 maniere reageer. Ons belydenis sê dit. Ek moet in tye van teëspoed, moet ek geduldig wees. Soms moet ek wag. Josef moes wag. Josef moes wag in die put. Josef moes baie lank wag in die tronk. Josef moes wag toe hy koning geword het, voordat sy broers by hom uitgekom het. Josef moes wag. Ek en jy moet leer om geduldig te wees. God skuld ons nie 'n vinnige reaksie nie. Ons lewe in die tyd van vinnige tegnologie en internetspoed wat lekker hoog moet wees. My telefoon moet dadelik, mense moet dadelik reageer as ek hulle WhatsApp. God skuld ons dit nie. Hy sê vir ons, 10 jaar is gou genoeg en 70 jaar ook. Vir hom is tyd relatief, broer en suster. En dan, as dit met ons goed gaan, dan sê jy nie vir jouself, ek is daarom maar slim nie. My kinders is daarom so besonders nie. Kyk net wat bereik my kinders, kyk net na hulle prestasies. Nee. En kyk net hoe sterk is ek, kyk net hoe het ek hierdie oplossing gevind vir hierdie probleem. Dan is jy hoogmoedig. As jy werklik 'n gelowige is, broer en suster, in tye wat dit met jou goed gaan, dan sê jy, Here, niks van dit het ek verdien nie. Dit wie ek is, dit het U my gemaak. Dit wat in my lewe gebeur, dit wat in my kinders se lewe gebeur, dit is net die goedheid en ek loof en ek dank U daarvoor. En in daardie tye wat jy bekommerd is, dan sê jy vir jouself, nou moet ek die Here vertrou. Nie net ek moet wag nie, ek moet die Here vertrou, ek moet bly Bybel lees, ek moet bly bid, ek moet op my knieë bly, dit maak nie saak hoe lank dit vat en hoeveel dit van my verg nie. Ek moet bly vertrou, want die Here het gesê, daar is niks wat my van sy liefde kan skei nie, nie nou nie, nie in die toekoms nie, en nie in die verre toekoms nie, niks kan my losmaak van sy liefde nie. En dit, geliefde broer en suster, is wat ons belydenis vir ons sê, is wat dit beteken wanneer jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Ek het 'n Vader. Jy het 'n Vader. 'n Vader wat betrokke is, 'n Vader wat in ons lewe wil wees, en 'n Vader met 'n ongelooflike goeie omgee hart. Mag jy daarvan absolute sekerheid kry deur die werking van sy Gees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie vir U woord, baie dankie dat U 'n Vader is wat betrokke is in ons lewe, en wat omgee vir ons, wat die dosisse vir ons presies afmeet, en vir ons reg gee in ons lewe, sodat alles in ons lewe uiteindelik ten goeie kan uitwerk. Dat U nie te min krag het nie, maar dat U krag oral teenwoordig is, en dat U krag 'n almagtige krag is, wat altyd ook voldoende is. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons aan hierdie waarheid in die geloof kan vasgryp, geloof wat U in ons harte werk deur U Heilige Gees. Ja, Here, U het ons bemoedig, U het ons versterk, en daarom kan ons dan ook die lewe aangaan, en wil ons net een ding van U vra, gee, dat as ons die lewe nou ingaan, dat ons U werklik sal verheerlik. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid.
Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 91, vers 5 tot vers 7. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.